Welkom. Vandag gaan ons 'n bietjie dieper delf, reg in een enkele maar ongelooflik interessante Bybelvers in. Dis uit Moses se heel laaste toespraak aan Israel. Nou op die oog af lyk dit dalk redelik eenvoudig, maar glo my, daar's 'n raaisel hier weggesteek en ons gaan dit saam probeer ontsyfer. Goed, kom ons spring sommer dadelik weg. Hier is die vers waaroor alles vandag gaan. Dis die fondament vir alles wat ons gaan bespreek. So, dis Moses se kragtige laaste seën vir die stam van Naftali. En luister nou mooi na by laaste frase, dis die belangrike een. Neem die see en die suide in besit. Onthou dit. Reg, so hier is ons plan van aksie vir vandag. Eers kyk ons na die agtergrond, die konteks, dan die raaisel wat opduik. Daarna gaan ons 'n bietjie speurwerk doen met die Hebreëse leidrade en heel aan die einde bring ons alles bymekaar. Goed, eerste dinge eerste. Kom ons skep so 'n bietjie van 'n prentjie. Jy moet verstaan, hierdie is nie sommer enige toespraak nie. Glad nie. Dis Moses se heel laaste profetiese woorde aan die stamme van Israel. Dink daaroor. Hy's op die punt om te sterf en hulle is op die drempel van die beloofde land. Die oomblik is, wel, dit is gewigtig. So, die kern van die saak is dit. Hierdie seën is bedoel om alles te definieer. Dit gaan oor die stam se karakter, ja, maar ook hulle grondgebied, hulle toekoms, hulle hele lot in hierdie nuwe land wat hulle gaan inneem. Hierdie is nie net mooi wense nie, dis woorde met profetiese krag. Nou, kom ons breek hierdie seën 'n bietjie oop en kyk na die eerste deel. En dis 'n deel wat 'n prentjie skilder van ongelooflike voorspoed en goddelike guns. Versadig van guns en vol van die seën van die Here. Sjoe, hoor net daai woorde. Dis nie net 'n bietjie guns nie. Die woord is versadig. Dis soos 'n spons wat heeltemal deurdrenk is, wat niks meer kan inneem nie. Dit praat van 'n totale oorvloed, 'n volheid van God se goedheid. Dit dek alles: geestelike vrede, materiële rykdom, sekuriteit, alles. Die prentjie is een van 'n stam wat letterlik oorloop van seën. Okay, tot dusver klink alles wonderlik, maar hier is waar die kopgrap begin, want daai seën eindig met 'n baie spesifieke opdrag oor geografie. Neem die weste en die suide in besit. Klink eenvoudig, né? 'n Baie duidelike opdrag van Moses. Maar hier's die ding. As ons na die geskiedenis en die kaarte gaan kyk, vertel dit 'n heeltemal ander storie. So, dit bring ons by die groot vraag: waar het die stam van Naftali dan nou eintlik gebly? Want hier het ons 'n direkte konflik. Het Moses, die groot profeet, dit eenvoudig net verkeerd gehad? Was sy geografie uit? Op die oog af lyk dit regtig so. Goed, en hier sien ons die probleem in swart en wit. Die belofte: gaan neem die weste en die suide in besit. Die werklikheid: hulle het in die verre noorde van Israel gaan woon, in die Galilea-streek. So, hoe ruim 'n mens dit? Belofte sê wes en suid, realiteit is noord. Dis hierdie teenstrydigheid wat geleerdes vir eeue lank laat wonder het. So, hoe los ons hierdie raaisel op? Wel, soos dit dikwels die geval is met hierdie ou tekste, moet ons teruggaan na die oorspronklike taal. Ons moet 'n bietjie speurwerk doen in die Hebreëus, want dis daar waar twee klein woordjies die hele antwoord vashou. Goed, leidraad nommer 1. Die Hebreëse woord wat hier as weste vertaal is yam. Nou ja, yam kan weste beteken, want die Groot See, die Middellandse See, was wes van Israel. Maar die woord se primêre, mees basiese betekenis is doodgewoon see. En as jy nou in die land van Naftali staan, wat is die grootste see naby jou? Dis die See van Galilea, of soos dit in Hebreëus bekend staan, die Yam Kinneret. Sien julle waarheen dit op pad is? En dan leidraad nommer 2. Die woord vir suid is daarom. En hier, weer eens, is konteks alles. Ons is geneig om te dink in terme van die hele land, die suide van Israel, die Negev-woestyn, maar die seën praat nie op 'n nasionale skaal nie, dit praat op 'n plaaslike skaal. Dit verwys na die suidelike deel van Naftali se eie spesifieke grondgebied. En daar het jy dit. As ons daai twee leidrade nou bymekaar sit, val die hele legkaart perfek in plek. Die seën sê nie, neem die wes- en soutdele van die nasie Israel in besit nie. Dit sê, Naftali, neem die land aan die see se kant, dis nou die Weskus van die See van Galilea, en die suidelike deel van daardie area in besit. Skielik maak dit perfekte geografiese sin. Die raaisel is opgelos. So,
Die geografiese raaisel is uit die pad, maar die storie is nog nie heeltemal klaar nie. Want om die volle, ryk prentjie te kry van wie die stam van Naftali was, moet ons hierdie seun van Moses vergelyk met 'n ander een, die heel eerste seun wat hulle ontvang het, eeue vroeër van Jakob. En dis regtig fascinerend as 'n mens die twee langs mekaar sit. Kyk hier, Jakob se seun, eeue tevore, fokus op die stam se karakter. Hy noem hulle 'n losgelate wildsbokkoei, 'n beeld van spoed, vryheid, grasie. En dan kom Moses en sy seun fokus op hulle erfenis, versalig van guns, ryk, vrugbare land. So die een beskryf wie hulle is en die ander een beskryf wat hulle kry. Saam gee dit vir ons 'n volledige, pragtige portret van Naftali. En op die ou end wys hierdie hele oefening net weer hoe ongelooflik belangrik konteks is. Dit laat 'n mens nogal wonder, né? Hoeveel ander plekke in die Bybel of in enige ou teks wat lyk soos 'n teenstrydigheid is eintlik maar net 'n raaisel wat wag vir die regte sleutel, die regte konteks om dit oop te sluit. Soms, as ons net 'n bietjie dieper kyk, verander 'n probleem in 'n dieper waarheid.